welkom by dag 14 van ons Spreuke-studie. Ek is so bly jy is vandag weer saam met my. As hierdie oordeenkings jou nader aan die Here bring, onthou om op die kanaal in te teken en die kennisgewing klokkie te druk sodat jy nie môre se episode misloop nie. Wanneer jy die woord huis hoor, waaraan dink jy? Dalk dink jy aan die plek waar jy woon, die mense vir wie jy lief is of die herinneringe wat julle saam gemaak het. Maar vandag herinner die Spreuke-skrywer ons daaraan dat 'n huis baie meer is as net bakstene en 'n dak. 'n Huis is iets wat ons elke dag bou deur ons woorde, ons houding, ons keuses en ons verhouding met die Here. Kom ons lees vandag se skrif uit Spreuke 14 vers 1. 'n Verstandige vrou bevorder die belange van haar huis. 'n Dwaase vrou is self verantwoordelik vir die agteruitgang van haar huis. Vir baie jare het ek gedink hierdie vers gaan net oor vroue wat getroud is of kinders het. Maar hoe langer ek saam met die Here stap, hoe meer besef ek dat elke vrou besig is om iets te bou. Of jy nou alleen woon, getroud is, kinders het of nie, God gebruik jou om 'n atmosfeer te skep oral waar jy kom. Jy bou in jou huis, by jou werk, in jou vriendskappe, in jou gemeente en selfs in die klein gesprekke wat jy elke dag voer. Elke vriendelike woord lê nog 'n steen. Elke daad van vergifnis maak die fondasie sterker. Elke gebed wat jy oor jou gesin of jou toekoms bid, bou aan iets wat baie langer gaan hou as wat ons met ons oë kan sien. Die mooiste is dat God ons nooit vra om alleen te bou nie. Ek glo nie hierdie vers sê ons moet net harder probeer om perfekte vroue te wees nie. Dit nooi ons om die meesterbouer toe te laat om saam met ons te bou. Wanneer ons Jesus deel maak van ons huise, ons gesprekke en ons alledaagse lewe, begin hy iets bou wat ons nooit uit ons eie sou kon doen nie. Hy bring sy vrede waar daar spanning is, sy genade waar daar seer is en sy wysheid in die klein besluite wat ons elke dag neem. Die tweede deel van die vers laat my ook altyd diep dink. Die Spreuke-skrywer sê 'n dwaase vrou breek haar eie huis af. Gewoonlik gebeur dit nie met een groot gebeurtenis nie. Dit gebeur deur klein keuses wat oor tyd herhaal word. Bitterheid wat bly lê. Harde woorde. Aanhoudende kritiek. Of wanneer ons verhouding met die Here stadig begin afkoel. Maar hier is die wonderlike nuus, God se genade is altyd groter as ons foute. Waar ons afgebreek het, kan hy herstel. Hy is die God wat stikkende dinge weer mooi maak. Wanneer ek aan die Spreuke 31 vrou dink, sien ek nie 'n vrou met 'n perfekte huis en 'n perfekte gesin nie. Ek sien 'n vrou wat God deel gemaak het van haar gewone, alledaagse lewe. Sy het getrou gebou, dag vir dag, gebed vir gebed en keuse vir keuse. Sy het geweet dat God die werk van haar hande sou seën. Dis presies waartoe hy ons vandag ook uitnooi. Hy vra nie dat ons perfekte huise moet bou nie. Hy vra dat ons huise moet bou waar hy welkom is. Voordat ons vandag afsluit, wil ek jou met een eenvoudige vraag los. Wat is jy vandag besig om met jou woorde en jou keuses te bou? Word jou huis, jou gesin en jou verhoudingsplekke waar mense iets van God se liefde, vrede en genade ervaar? Onthou, geen klein daad van getrouheid is ooit verniet nie. Steen vir steen, gebed vir gebed en dag vir dag is God besig om iets pragtigs deur jou lewe te bou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die meesterbouer van my lewe en my huis is. Help my om elke dag met U wysheid te bou. Mag my woorde vrede bring, my keuses U liefde weerspieël en my huis 'n plek wees waar U teenwoordigheid ervaar word. Vergewe my waar ek afgebreek het in plaas daarvan om op te bou en leer my om U met elke deel van my lewe te vertrou. Hou aan om my te vorm na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou wie se lewe ander altyd nader aan Jesus bring. In Jesus se kosbare naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet wanneer ons saam verder ontdek hoe God se wysheid ons lewens verander, een Spreuke hoofstuk op 'n slag.